Jesus voor die kracht van de Heilige Geest op haar leven. Dank je voor die salving van die Heer op haar leven. Dat is die salving wat die verschil maakt. Die kracht van de Heilige Geest op haar leven. Dank je Jesus. Halleluja. Jesus. Dat is die kracht van God. Dank je Jesus. Halleluja. Dank je Heer, dank je Heer. Dank je Heer, dank je. Dank je voor die salving op haar leven, Heer. Dank je voor die kracht van God op haar leven, Heer. Dank je dat zij niet vrees meer, Heer. Maar dat zij zegt, zo zijn die Heer van die leerskaren. Dank je dat je de profetes losgemaakt hebt in haar in, Heer. Halleluja. Kom op, stadig jongens in Heer. Prijs aan jullie pleken. Halleluja. 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 Jesus. Halleluja. Halleluja. Dank je, Jesus. Die Heer van die leerskare beweeg met zijn kracht. Halleluja. Dank je, Jesus. Dank je, Jesus. Dank je, Jesus. Baie dank je, Heer. Dank je, Heer. Baie dank je, Heer. Halleluja. Die vloeken verander. Wat zie je dan? Halleluja. Ik zeg vanmorgen, verander die vloeken. Wat zie je dan? Amen. Halleluja. Halleluja. Dat is mensen wat vergeet. Hulle vergeet een vloek in de Joden ook. Zij spreken hem uit. Want als de Joden, als hij die bloed ziet, dan gaat hij terug naar jou toe. Als het zo. Zo ons is hier om vloek uit te spreken. Maar ons is hier om jou te zien. Amen. Maar die Bijbel zegt die zien van die Heer, dat maakt jou rijk. Amen. Die zien van die Heer, dat maakt jou rijk. Die vloeken veranderen en zegeningen. Dat is niet nodig dat je gebuk loopt onder een vloek niet. Maar die Heer zijn, hij vloekt en de zegen. Amen. Wat zal ik nou nog met een vloek lopen van naast jaar? Een vloek wat iemand op mij geplaatst heeft. Jullie gaan nou die cijfer woord horen. Hoe kan vloeken met pad gaan? Dat wat voor jou als kind gezegd is, zal nooit weer recht komen. Hier die aan de recht komt. Amen. Die vloeken is veranderd. En zegeningen. Amen. Halleluja. Halleluja. Ik heb hier die autoriteit om bij vloek en reverse keer te zetten. En ik zeg, ga terug. Die Bijbel zegt, spreken 18:21. Dood en leven. Leer die macht van die dood. Amen. Ik kan je vervloeken of ik kan voor je zien. Maar ik kies om je te zien. Amen. Vanmorgen wil ik eerst voor de Heer dankje zeggen, man. Ik wil eerst voor de Heer dankje zeggen. Dat de Heer mij hier gedraagt. Dan wil ik in gemeente verwelkom in Gods huis. Dat is mijn huisje. Zo ik kan niet maken wat ik wil. Amen. Halleluja. Maar wat ik wel weet, wat hierdie lied zijn, wat mijn zuster nou gezongen heeft. Als jouw vloeken veranderen. Het zegeningen. Halleluja. Dat wat je gloeit, zo zal het wees. Amen. Ik heb gisteren voor iemand gezegd hierdie woorden. Zodra je bij die dokter komt en die dokter zegt die TB, dan gaat het naar je mind toe. En nou zegt die vijand voor jou, het je gehoor? Zij heeft TB. Als je opgestaan hebt, het je gehoor? Zij heeft TB. En
Ek sê vir myself, en ek vir u sê, wat kry ek daardeur? Ek sê vir myself, Here, dis mos 'n goeie ding die vir my as kind van die Here. So wanneer ek preek, en ek preek die skoon woord, dat die woord ook so impak op mense sal hê. So wanneer ek onder die salwing preek, en ek sê daar is krag in genesing. Halleluja. Daar is krag in verlossing. Daar is krag in die woord. Daar is krag in die bloed. Daar moet die luister as jy gaan slaap. Daar is krag in die bloed. En die duiwel weet dit goed. Ek wil vir iemand sê dat dit moet 'n aanpak het. En ek sê vir myself, Christie, dis mos powerful statement dit man. Ja, amen. Halleluja. Dis nie die TV wat jou doodmaak nie. Maar as jy vrees, en dis die boodskap wat jy gehoor het, en jy, sommige mense gaan dood, dadelik, omdat hy skok van TB, kanker, hoofbloed, hy skok, hy laat oorslag na vrees, en nou loop jy met hy in jou gedagte, en nou vrees maak, dat Satan aan jou kan vat. Amen. Satan kan nie aan 'n geloof gevat nie, hy kan aan vrees vat. Wat is die ander ding van vrees? Is ongeloof. So as ek geloof het, kan Satan nie aan my vat nie. Ek wil vanmôre vir u sê, wanneer dan sê die dokter vir u wat, my grootste ding wat ek vir my gemeente altyd sê is, heel eerste, moenie vrees nie. As jy slegte nuus kry, moenie vrees nie. Vrees maak dat jy onverskillige dinge doen, is dit so? En weet jy wat? Jy het miskien lank hy siekte, maar jy was nooit by 'n dokter nie. Nou kom jy by die dokter, en nou sê die dokter, jy het TB, of jy het kanker, of jy het wat 'n siekte ook al. En nou, wat gebeur nou? Jy gaan sak in 'n depressie. En jy gaan gouer dood, as wat jy nie geweet het, het hy siekte nie, is dit so? My ouma en my oupa is agter mekaar dood. Die ou mense het mos nie geglo van dokter toe gaan, en gaan toetse vat en hy nie. Toe hulle uiteindelik hoor, hulle soos, hulle het hoë bloed of whatever, ook al seker siekte en wat, toe het ons geskok, en hulle is agter mekaar dood. Niets kan vir jou opgewonde maak, of niets kan vir jou 'n suurgesig gee, of niets kan jou afbreek, is dit so? Het hang af wat 'n nuus dit is. Maar ek wil kies om die goeie nuus vanmôre te preek. Amen! Ek wil kies vanmôre om die goeie nuus te preek. Wat is die gospel? Die gospel beteken good news. Amen! En om te sê, Jesus het opgestaan, dis mos goeie nuus. Jesus het die dood oorwin, dis mos goeie nuus. Amen! Halleluja! Ek is opgewonde vanmôre om met u te deel 'n belangrike ding wat ons nooit doen. Baie keer is ons 10 jaar, 15 jaar by die Here, maar ons het nie dit wat ek vanmôre gaan preek nie. Kom ons begin dadelik na die skool, want ek wil vanmôre praat oor Christ in me. Julle het met David gehoor, Pastor sê, ek loop met hom, ek wandel met hom, maar ek praat vanmôre Christ in me. Christus aan my. Kom en luister na die skoon woord. Amen. Die woord van die Here kom in die boeke van Johannes hoofstuk 15 vanaf vers 4. Wat sê? Wat sê die woord daar? Amen. Bly aan my, soos ek aan julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie aan die wynstok bly nie. Bly in wie? Bly aan die Here. Wie praat daar? Jesus praat self. Jesus sê, bly aan my. So Christus moet aan Jesus bly. Halleluja. En Jesus moet aan Christus bly. As jy sê vir iemand as 'n bly vir 'n bly. As 'n bly vir 'n bly. Maar as ek met Christus Jesus
binne, hoor gou mooi, Jesus sê, ek het gegaan om vir julle 'n plek te gaan voorberei, maar ek los julle nie alleen nie, ek los die Heilige Gees vir julle, né? En nou is die Heilige Gees hier agter, die Heilige Gees is kom, wie se Gees is die Heilige Gees? Jesus se Gees mos, né? Nou, as hy in my woon, ek wil julle nou sien, Jesus is weg, maar sy Gees is agter, hy bly nou hier in my. Amen. So as ek nou by broer my kom en ek skinder van Suster Glorina, as dit Jesus, dit is glad die Jesus. so hy laat iemand anders hier binne. Amen. En ek gehoor wat sê die lied, if I don't have the Spirit of God, how can I reach a soul? So as ek die Gees van die Here in my binneste het, nou moet jy weet, dit wat ek kyk, voed ek vir die binneste mens. Halleluja. En dit noem dit the inner man, né? Amen. So, dit wat ek kyk, voed ek vir die ene binne. Dit wat u vir my sê, stig ek die ene. Met ander woorde, u gehoor het tyd gelede en ek wou hier gesê, waarmee maak u vir u vol? Is dit so? So, dit wat ek eet, dit wat ek geniet, dit wat ek kyk, die innerlike mens kyk het ook. Because Christ in me. Nee? As ons hier later hoor, wat sê hy sê iets mooi, hy sê, Christ in me is the hope of all glory. Halleluja. Hier later hoor, maar hoor hoe mooi is dit. Omdat Christus in my is. As ek vloek, so is dit, as dit musiek Christus is vloek op hoe. Paulus noem 'n mooi ding, hy sê, ek lewe nie meer nie. Amen. So, het gaan nie oor Christus nie, Christus is niks, maar het gaan oor die een binne in Christus. Dis hoekom ek vir u vra, vir wie voed u dan? Die innerlike mens moet gevoed word. Wie sê innerlike? Christus Jesus is nou in my. Nee, hy sê, bly in my, soos ek in julle, soos ek bly vir 'n bly. Amen. En dan hoe lekker is dit om by hom te bly nie. Aan mekaar kom hy uit vir my. Aan mekaar, en die mooiste van alles, ons kan nie sommer sondig nie, want ons word gewaarsku. Amen. Deur die een die binne. Christus, dis 'n fout. Christus, dis verkeerd. So met ander woorde, as ek vir hom gaan ignoreer, dan gaan hy pad gee. Dan gaan Jesus nie meer in my bly nie, dan is daar iemand anders wat in my bly, en sy naam is Demoon, Satan, Duivel, Leenaar. Het jy gehoor? Die kan het so vir jou gelieg, dat jy jou moet glo, hy praat die waarheid. Satan kom soos 'n engel van die lig, is dit so? Die Bybel sê, Satan kom soos 'n engel van die lig, en hy vertoon hom, dan lyk het soos 'n engel. En as hy sy ding klaar gedoen het, dan vat hy hom weg. Is dit so? Maar Jesus sê, ek is die lig van die wêreld. So ek en u, ek wil vanmôre praat oor Christus in my, hoor net die woord van die Here, wat sê hy? Amen, die woord van die Here gaan verder in die boeke van Galasiërs, hoofstuk 2 vanaf vers 20. Ek is met Christus gekruisig. Saam wie? Ek is met Christus gekruisig. So Christus is wat gemaak? Is gekruisig, nee? Halleluja. Hanna is aan die kruis. Ek is gekruisig saam met Christus. Dan gaan wonder ek het 'n kruisie. Want ek is saam met hom gekruisig. Gaan wonder ek het 'n kruisie. Ek is aan Jesus gekruisig. En dan wat sê hy? Hy sê, en ek leef nie meer nie. Wat sê hy? Hy sê, ek lewe nie meer nie. Ek lewe nie meer nie. Wie lewe dan? Maar Christus leef in my. Binne in my, amen. Halleluja. Christus lewe binne in my. Halleluja. Nou as ek nou nie vanoggend wil diens toe gekom het, want dit reën. Nou wie lewe dan in my? Amen. So as so 'n leeg gees wat niemand binne in my is. Is dit so? Amen. Yes. So as Christus nie binne in my leef nie, as dit maar so 'n leeg duiwel wat hier binne in my is, wat sê ek smaak nie diens vanoggend nie. Maar weet jy toe ek vanoggend sien hoe julle vlugtig kom na die huis van die Here toe, maak dit my hart bly, want julle kan saam met die woord sê, ek lewe nie meer nie. Die liggaam moet kastei word.
Toe ek na die Here toe kom, wat was my eerste ding wat my ouma my gesê het? Sy het my gesê, my kind, jy moet in vas in gebed gaan. Is dit so? Jy moet in vas in gebed gaan. Hoekom? Die vlees wil altyd die gees oorweldig. Die vlees is 'n nare ding. Hy wil altyd die oorrang kry. Die gees sê bid, die vlees sê later. Net dan maak jy die fout. Ek het my baie keer vasgeloop. En ek dink julle ook. Dan sê jy vir jouself, dit is nou lekker rustig. Die skottelgoed is nou klaar gewas. Alles is nou uitgesort. Ek gaan gou Bybel lees of ek gaan gou bid. Maar dan sê die vlees nie nou nie. Jy kan ons later gaan. Jy het 'n uur kans wat jy kon gebid het. Maar wat gebeur dan? Jy verspil hy tyd op social media. 'n uur. En nou voel jy die vlees, né? Want Christus is mos binne my. Ja. Jy voel nou na 'n uur. Jy gaan nou bid. Nou voel jou vlees, ek voel nou reg om te bid. It's not about you, it's all about Christ in me. Hallelujah. En raai wat gebeur Suster Rosan? As ek net wil gaan bid, is Pastor nie hier nie. Ja. En daai in gesels 'n hele uur of 'n uur en 'n half. Jy kry nie kans om te bid, jy steel jou tyd. En jy ongehoorsaam met die vlees, en jy versadig deur social media. Social media steel jou tyd. Ek wil vir jou sê, hy steel jou tyd dat jy jou kom bekry. Dan het jy niks aandag aan die innerlike mens gegee nie. Ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe waar? Binne in my. Wat sê mense in Kosa? Pakati, né? Binnekant my. Christus lewe waar? Binne in my. Ek lewe nie meer nie. So het gaan nie oor my nie, man. Yes. It's all about Jesus. Halleluja. Jy moet die innerlike mens moet jy kan voed, man. Jy moet kan sê, luister, ek lewe nie meer nie, man. Maar Christus Jesus lewe binne in my. Jong mense, die vlees wil mos altyd bevredig word. Ja. En jy wil mos sê, okay, as jy ook nie aan jou vlees kan vat nie, as dit die regte ook nie, is dit so? As hy ook nie vir jou kan wag nie, want hy ook nie 'n white girlfriend gaan maak, dat hy sondig voor die aangesig van die Here. As Christus binne in jou en is, dan sal Christus vir jou sê, as jy bediening toe gaan, of waar toe jy gaan, maar jou skirtjie is al 'n bietjie te kort, want hy moet binne jou. Is dit so? En men moet 'n bietjie langer kom, because Christ is in you. Halleluja. Hy sal vir jou sê, dat kry jy mos hy rebels. Pa sê nie vir my nie, hy sê my pa nie. Maar ek het iets anders gehoor. Suster sê, pa se begin dan met 'n pa. Kan jy onthou Suster Glorina dit gesê aan die ander kant? Pa se begin dan met 'n pa. Hy sê my pa nie vir my kon sê hoe ek moet aantrek. Suster sê gaan sê my ma nie sê my, "Ha?" Maar ek sê vanmôre vir u, as Christus in jou, weet jy wat gebeur die mooiste as Christus in jou is? Hy sê vir jou wat 'n soet of wat 'n klere jy moet aantrek. Is dit so? Hy sê vir jou, trek hy aan. Nou sê jy nog ongehoorsaam, maar ek wil die aantrek. Want jy soek jou wil. It's not about you, it's all about Jesus. As jy gehoorsaam is in die klein, gaan die Here jou vertrou met die groot. Is dit so? Want jy is gehoorsaam met die klein. Halleluja. Hy sê vir jou, vat hy ding, dan gee jy vir hy suster. En nou sê jy, wie ek het op die hart gewerk vir die ding.
Maar jy oordeel ook hy suster wat met die Sedeskerkie elke Sondag kom. Maar jy doen niks aan omtrent nie. Is dit so? Halleluja. Het jy gesien, sy het alweer huiskerkie aan. Maar sy is verlig in die Heilige Gees. Sy is verlig. It's not about us. It's about Jesus. Die innerlijke mens. Halleluja. Feed hom en hy sal voor klomp mense wys wie jy is. Die kan mense, die gelowiges wat hier sit, hulle is doodstil in die kerk. Een van die mense waar hulle gaan besoek, vra ons gaan vir suster vra om te open met gebed. As hy suster gaan mond oopmaak en sy begin te bid, na diens vra hulle, suster, waar dien jy? Ek dien die Pastor Christus kerk. Ek kan sien julle kry goeie lering. Is dit so? Amen. Want jy vat nou wat in die huis van die Here uitgaan. Het gaan nie oor jou nie, het gaan all about Jesus. Hoor gou mooi hier verder. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Jesus het homself vir my oorgegee. So dit wat ek hier vanmôre doen, ek preek om lekker te kry, om wat jy te wys ek kan preekie. Ek praat vanmôre Christ in my. So as Christus is, as het of jy in my is hy, as hy duivel binne in my. En as hy duivel binne my is, dan begin ek met die jong mense boodskapies te stuur. En die is een duivel, of een demonie binne in my. Maar omdat Christus in my is, kan ek jou optel. Ek kan jou bemoedig. Ek kan jou versterk. Hoekom? Christ in me. Amen. Halleluja. Nie Christus in Christus nie. Christ in me. Amen. Halleluja. Wat beteken Christ? Christ beteken anointed. Christus beteken gesalfde. Amen. Jy sê gesalfde hier binne in my. Dis baie weet nie wat hulle in hulle het nie. Terwyl die manne by mekaar maak, broer Altino, die weg is toe van die aanvallers. Die man van die Here kyk so, hy sê, my Heer, ons is omsingel. Hy sê, Here, maak op die man se oë. Hy sê, toe hy sy oë opgaan, toe sien hy agter hy mense as 'n army. En hy sê hierdie woorde, groter is hy. Groter is hy wat in my is, as wat hy wat in die wêreld is. Maar hoe kan ons dit sê nie? Want hy weet nie wie is hy binne in jou nie. Christus binne in jou. So Christus, as hy in jou lewe ingestap het, as ons iemand vra, want nie Jesus as jou persoonlike saligmaker aanneem nie, dan stap Jesus in jou lewe, en die demoon en die duiwel stap uit. So ek loop nou met Christus. So ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe hier binne in my. Kom ons gaan gou verder. Maar die woord van Here gaan verder in die boeke van Johannes hoofstuk 7 vanaf vers 38. Hy wat aan my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binnende Amen! Kom ons gee die Here 'n prys vir dit, man. Halleluja! Kykie, luister. Ek het gesien op die open air. Die een broertjie, Bun is 'n vriend, wat is die naam? Hy het nog sy naam, hy het gesê so 'n bynaam gehad, Max Wilton, né? En hy begin te praat, maar hier is so 'n stroomie binne in hom. Hy sê, as Pastor kan ook klaar maak, Pastor kan ook weer klaar maak, maar hoekom? Hier is 'n stroomie binne. Maar iemand sê vanmorgen, halleluja! Nou, daar hoekom hebben jou nie 'n stroomie, want aan mekaar, as ons sy katspiel is, right? Dat is weer lang droogte. Klein beetje watertjes. Na lang droogte weer. Maar die Bijbel zegt iets anders. Als ik doe wat die skrif zegt, dan zal stromen van levende waters. Zal ik de binnenste vloeien. Amen. Zo met Christus is hij niet een stoppie. Als je mond opmaakt,
Jy praat net van Christus. Want Christus is die binne in jou. Amen. As ek 'n appel eet, dan gaan ek sê, die appel was baie lekker geweest. Hy was soet. Sy skil was net soos. Het was 'n lekker appel geweest. Hy was sappig geweest. Nou breek ek van die appel wat ek geëet het. So, ek breek van die een wat die binne my is. Amen. Ek breek van die stroom wat die binne my is. Ek wil vir u sê, julle wat so 2 keer in die jaar getuig by jou oop lig. Jy moet 'n bietjie kyk of daar nog 'n stroom is by jou. Want as jy glo wat sy woord sê, dan gaan daar 'n stroom loskom. Met ander woorde, Satan het 'n klip op jou put gesit. Op jou fontein gesit. Hy wil uitkom, maar hy klip hoed dit. Maar weet jy wat? Hierdie handoplegging vanmôre gaan hy stroom loskom. Amen. En jy gaan sien vanmôre, hy stroom gaan loop van vandag af. Hy sê, as jy doen wat die skrif sê, so wat moet ek doen? Ek kom uit vanmôre. En ek sê, Here, hier kom maar niks wie by my uit nie. Maar u het gesê, as ek doen wat die woord sê, dan gaan die strome uitkom. Halleluja. Ek sê, die Here wil hê dat my strome uitkom. Uit ons binneste uit. Wat is in die binneste? Wat is die binne? Die Bybel sê, daar is net 2 weer, nee? Daar is net 2 weer. As of die duiwel is binne jou, of die Here is binne in jou. Hulle albei kan nie binne in jou is. Die Bybel sê, jy kan dit op die drink die beker van geregtigheid, op die drink die beker van sonde. Daar is die 2, jy kan nie al 2 drink nie. As ook brakwater, of het vars water. En de kraan sy beker kom maar net 1. Of het vars, of het brak. Is dat so? As jy kraan opdraai, sê jy, maar ek het nog gister, en ek het nog vars water hier uitgedrink. Hier kom ek nou vanoggend weer, brakwater. Wat is dat voor? Wat het fout geloop? Kom ek sê over u. Omdat Christus in onze binneste is. Weet u, hoekom krijg ons so zwaar? Baie van ons, soos Jesus, krijg zwaar en deurbrake. In die week, vir 6 dae. Vir 6 dae, luister sy wereldse musiek. Vir die 7de dag, vir 2 ure, luister sy geestelike musiek. Oh, Vader. Vir wie het die meeste gevoed? Die vlees. Vir die vlees. Vir 6 dae. Maandag tot Saterdag. 6 dae. Duiwel. Sy musiek opgegaar in jou opgaardam hier binne. Nou kom ons diens toe. Dit is geen wonder die een sister het gesê, julle dat vir pa se swaar trekkie. Wat gebeur nou? Ons moet nou eers hy wereldse musiek in jou system het kry. Jy moet nou ver gewees het al. En nou moet jy sukkel om my wereldse musiek in jou system te kry. Want saam met die wereldse musiek kom dat demone. Het jy opgelet? Kyk die music video's van hulle. Wat wereldse musiek maak. Hulle is kaal. Die vlees. Hulle bult die vlees uit. As vleeslikheid. Nou luister jy na hy musiek. Moenie nog as jy jou earphones in het en jy luister na hy gemorsie. Dan skat jy nog dieper. Nou moet ons die sukkel. Nou kom jy uit die en jy kom staan die se. Die krag van die Here kom oor die anders, raak sy kwaad. Nou moet ons jy moet die duivels gaan uitdrijf, jy loop met die duivels in die ronde. Is dit so? Jong meisies, waar jy gaan beweeg, Christus in my. Amen. Sy slaap nie voor sy nie getrouwd is nie. Sy is die seks voor die huwelikie. Geen seks voor die huwelikie. Weet
Weet u wat gebeur? Wanneer jy seks voor die huwelik het, dit gaan uitkom. Jy kan maar hoe lang vir jou man lieg uitkom, gaan dit uitkom in jou getrouwde lewe. Ek moet nie nog wees dat het jou buurman gaat wees. Dan is die eerste die moeilijkheid, want dan met die man, en die man sy gezicht kyk, wat met jou geslapen is. Is dat so? Die Godheid is een cheapie, man. Kijk hoe breek je zo en daar wit, hij sisterkie. Ik ken vaak ook zo'n zoen. Ha? Ha? Die sisterkie met een boom weet naar die Heere toe. Die sisterkie laat haar zoen ken. Ha? Je wordt die zoemen gekend niet. Je gaat eerst trouw voor die zoemen ken. Is dat zo? Die vijand wil ons jong mensen afvallig maken. Maar Christ in mij gaat het niet toelaten. Christus gaat zeggen nee. Amen. Wat had Joseph gedaan, broer? Johan de Rij heeft gevlucht. En als broer, als jij een girlie vat van die wereld, je kan maar voor jou klaarmaken. Zij wil aangevat wees. Want jij zegt Christ in mij. Zij wil aangevat wees. En de zuster wil ook aangevat wees. Die jongvrouwtjes, hulle wil aangevat wees. Maar wanneer zij vindt, Christus is binnen in jou, dan zal Christus bij jou zeggen, dit betaam jou niet, jongman. En Joseph het weggehaald loop. Jy kan maar my kleed kan jy maar hou. Maar voor mij gaat jy niet krijgen nie. Is dat zo? Jy kan maar my kleed vat, maar voor mij gaat jy niet krijgen nie. Luister, ik was een zondag. Dan kom die mannen maandagochtend bij elkaar, lunchtime en breakfast. Dan gaan ze altijd over die naweek. Niet dat je naam oppoppen niet. Niet dat je naam oppoppen. Ze wil voor haar of hij wil voor haar zo heilig houden. Maar als Christus binnen in jou is, dan is hij een alignment met God. Want wat jy doen, doet dit tot eer van die Here. Is dit so? Christ in me. Kom ons gaan gewoon verder. Amen, die woord van Heer gaat verder in die boeken van... Amen, die woord van Heer gaat verder in die boeken van Johannes hoofdstuk 8, vanaf vers 31. En Jesus zei voor die Joden, wat aan hom geglo het, as julle aan my woord bly, as julle waarlik my disciples. As julle waar bly? As julle aan my woord bly. Het u gehoor? As julle op die boyfriend se skoot bly, maar aan my woord bly. As jy altyd in 'n boyfriend se geselskap bly, maar aan my woord bly. Here Jesus. Bly in die woord, man. Hulle dink soms ek is op social media, dan sit ek in die woord wat julle moet gevoed word. Glory. Ek sit in die woord in, want ek kan nie van julle net wat moet ek nou weer preek? Oké, dit, ek gaan met dit. Ek praat vanmorgen oor Christ in my. Halleluja. Christus in my. As die Here in my in is, dan gaan ek baie. Nou, ek gaan, as Christus in my in is, dan sien ek soos hy sien. Ek hoor soos hy hoor. Ek praat soos hy praat. Het jy gehoor wat sê? Hy sê, maar Petrus, jy praat en soos hulle. Yes. Het sy nie een van hulle nie. Halleluja. Hy sê, nee, ek ken hom nie. Hy sê, maar jy spraak. As so Christus in my en is, dan praat ek soos Christus. Amen. As Christus in my is, ek loop soos Christus. Amen. Halleluja. As jy 'n bloekie wat hang hier onder die, ek stap soos hy. Amen. Ek kyk ook soos hy. Ja, jy kry mense wat op veel kyk het, jong. Ik heb nog zoiets nog gisteren aangehoord als ik reg is. Toen zei die ene, het aardige naar mij. Nog gisteren nog zoiets gehoord. En die ene zei, hij kijkt me zo veel, dus zei die ene, net aardige naar mij. Ik weet mensen, maar als je in Christus is, als je een nieuwe schepsel, die oude dingen,
het voorbij gegaan. Amen. En alles, nee? Alles het niet kom word. Of sê party dinge. Jou kyk is niet, jou hoor is niet, jou smile is niet. Onthou, as ons in die wêreld is, het ons 'n fake smile ook nie. As dit so, dit 'n fake smile. Ja. Kantie, hy wil net met jou weet, hy kan ook aan smile. It's a fake smile. Hy dan sê, jy hoe hy fake smile. Hoe is dit smiling vir my? It's a fake smile. As dit so, jy so opgemaak met hy fake smile. Hy sê my woord in julle in. God se woord moet in ons bly. As jy hulle land nie wil dit praat van die Here. Wat sê die woord? 1 Petrus 1:15 en 16, wees heilig, want die Here jou God is heilig. Die woord is in haar in. As jy 'n koppie koffie met iemand geniet en jy gesels van die begin oor Jesus. Eindig toch ook met Jesus asseblief. Asseblief dierbares. Want as die koffie koud raak, dan raak jy ook koud. Is dat zo? Amen. Bij elkaar gekomen, ja, dat is die Heer. En we willen übermoedig. Die een sterk is man van die Heer. En we willen zeggen, het is een bulldozer. En al die goede, en die nog klaar is. Maar ik zeg, jij apostel door. Dan raak je koffie koud en jij raakt ook koud. Maar die woord is de man in jou. Om een hele gesprek voor je te praten. Amen. Christ in me. Zo. Maar dan heb je geweet dat die Christus was al reeds. Christus het al reeds geweet wat staat in die woord. Toen hulle met hom praat, die lekkerste van alles is, Jesus praat met 5000 mensen. Nee? En dan was hij zo'n Mikey. Was dat zo? Hij praat met 5000 en hulle praat maar hoe weet die man dan al? Hij is aan die woord. Jesus is aan die woord. Al wat Jesus moet maken is al wat hij moet maken. Hij moet net zijn woord, want hij zelf is die woord. Zo als hij vol van die woord is, dan gaan hij kasten je. Wat ons als gelovigen voor ons moet beheer. Nee? Dan praat je misschien ook, dus ik heb misschien van mijn cliënten en dan zeg je misschien ook, nee Christy, het is goed, ik kan maar die skip de halen en zo en dan praten en zo. Dan wil ik mij verstout om te zeggen, amen. Dan vind ik uit, joh. Ik heb het bizar met mijn cliënt, die zei, ik ben professioneel optreden. En dan voel ik ook, ik skop er amen op. Amen. Want ik is gelijk met de amen. Ik is gelijk met die woord, amen. Halleluja. Dan voel ik, jongen, die skop er amen op. Ik wil nou bevestigen, hè. Amen betekent, laat het zo wees, amen. Amen. Dan voel ik, die gaan nou zeggen, zeg ik, dat is recht. Dat is recht. Kom eens luister naar die woord van die Heer. Amen, die woord van je gaat verder in die boeken van... Amen, die woord van je gaat verder in die boeken van die... boeken van... Amen, die woord van je gaat verder in die boeken van Kolossense, hoofdstuk 1 van vers 27. Aan wie God zou bekend maakt van die rijkdom van die heerlijkheid van hierdie verborgenheid onder de heidenen is. Dat is Christus onder julle, die hoofd van die heerlijkheid. Oké, hier zit een Engels. Dat is mijn thema voor ochtend waarover ik praat. Hier zit een Engels in. To whom God will make known what is the riches of the glory of his ministry among the Gentiles, which it dies in you, the hope of glory. Christ in you is the hope of glory. Want nou, dat is wat die altijd voor ons toegehouden was. Hulle wil nie geheet ons moet het weet. Dat wanneer Christus in ons is, dat is die hoop van al die glorie wat nog gaat komen. Halleluja. Dan gaan we hier in. Jesus kom op die wolken. Christus is nie in my hier nie. Dis daar later wat gebeur dan. Jy gaan agterbly. Hier kom Christus. Hy wil jou kom haal. As niks Christus binne my nie. Hy gaan niks sien. Hy gaan nie op nie. Maar Christus binne in hom. Kom staan op vir my.
Agathe. Amen. Dit is wat gebeur. Want Christus is binne in hom. Jy gaan alleenlik saam wanneer jy Christus in jou het. Want dan kan 'n aanraking kom. Maar dis 'n demoon. Die demoon kan nie opkom nie. Want hy moet uit. Hy moet sak. Sonne trek vir jou af. Christus tel jou op. Gees lig jou op. Christ in me is the hope of all glory. Kom ons gaan gou verder. Vers 28. Wat sê? Om verkondig ons terwyl ons elke mens vermaan en elke mens aan hulle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus te stel. Hoor gou mooi. Lees gou die eerste vers gou weer. Om verkondig ons. Wat verkondig ons? En terwyl ons elke mens vermaan. So, net party mense vermaan in die kerk. Maar elke mens. Hey! Jy sien nou onder die blad is daar. Vermaan dis. Jy gaan nou sien onder die blad is daar handsam beetjie. As stap hulle uit daar. Maar as ek sê, oh God gonna bless you. Bly nie. Maar wat sê die Here? Ek moet elke mens vermaan. Ek moet elke mens vermaan. Elke mens moet ek vermaan. Of moet ek net party mense vermaan? Maar elke mens. Ek moet elke mens moet ek vermaan. Jy kan maar van wie is ek gaan jou vermaan? Jy kan maar wie ek gaan jou bestraf. Want die Here sê vir my, jy hoor myself, né? Ek moet vir u vermaan. Halleluja. Ek moet vir u preek. En as dit op 'n keer kom, dan moet ek vir u vermaan. As jy uitgetrap het. Daar was tye gewees in my jonkheid dat ek gevoel het, Here kan nie meer nie. Maar ek het teëgedruk, vermaning het my sterker gemaak. Maar vermaning dat er nou al die mense die kerk uit doen. As dit so, die Bybel sê, ek moet jou vermaan. As dit so, halleluja. As broer, as jy nie vanmorgen die kerk gewees het nie, dan het ek jou, as ek wil vermaan. En ek gesê, jy gaat loop, sangen, laat na sangen, maar jy kan nie kerk toe kom, as dit so. Ek sê, jy vermaan het. Maar hy sê vir homself, vanmiddag gaan ek nie dat vermaan, ek gaan naar die huis van die Here toe. Want ek weet die Here het vir my iets in stoor. Christ in my. Mense moet Christus binne jou kan sien. Maar nou sê hy, ek is evangelis die. Kyk jy, of jy sê, ek is apostel die. Het gaan net oor jou. Ek het soveel kerke staan gemaakt. Ek het soveel gemeentelede. Is dit ek? Die is met Godse kerk. En ek moet weet hoe om met Godse kerk te werk. Amen? Because Christ in me is the hope of all glory. Ek vraag vanmorgen, wie is er aan jou in? As jou ma met jou praat en die gooi jou leefie so. As jou ma met jou praat en die gooi jou leefie so. Dan wil ek weet, wie is er aan jou? Dat kan nie Jesus wees sien. Want hy is aan die timmerman se seun. Halleluja. As die timmerman vir hom gesê het, Jesus, en hy gaan vir my hy hout daar. Ja, Daddy, had the Jesus, and all Jesus hy hout. Nee, dat in die Bybel sê, hy het gesê, nee, Joseph, hy hout self en al die. Hy vader, hy was gehoorsaam gewees. Amen. Halleluja. Amen. Dit is my bemoediging vanmorgen. Christ, as Christus nie in jou en is hy. As Christus nie in jou en is hy, dan loop jy gevaar. Jy gaat nat monsoon. Jy gaat nat monsoon, jy gaat met de pensie loop op die einde van die dag, want Christus is nie binne in jou nie. Is dit so? Hoekom doen ek aan sonde? Hoekom? Want Christus is mos nie in my nie. Ek sê vir hom, staan gou hier, ek wil gou my ding gaan doen. As ek klaar my ding gaan doen, dan kom ek weer terug na jou toe. Christ in me is the hope of all glory. Amen. Ek wil vanmorgen saam in die kerk praat.
Hoekom is pastor hier? As ek hier vir my hele geld. As ek hier om binne van dit hele uit te vind. Ek het een doel hier. Ek is as herder hier om vir julle as 'n heilige maagd voor Christus te gaan stel eendag. Ek wil dit doen eendag. Here, hier is goed aan my. Het hart gestry. Dan moet Jesus vir hom sê, kom in my getrouwe diensknegt. Hoe weinig was jy getrou, maar hoeveel sal ek jou aanstel. Kom in die vreugde van jou Heer. Dan stap goed aan my. Dan stap goed aan my. Hoe kan raak ons kwaad vir mekaar? Christus is nie binne in ons nie. Halleluja. Ons is op ons kop met mekaar, omdat Christus nie binne in ons is nie. Ek wil jou vanmorgen optel en sê, luister, dit is tyd dat jy moet sê, soos die koordigter sê, kom woon in my hart. Here Jesus, kom in vandag. Nee, hoe gaan nie? Kom in, come into die, come into stay. Nie come into Kesali. Come into stay. Halleluja. Het jy gehoor? Wat broer Tino nou die dag gesê? Ja, vandag het die man moeilijkheid met die duivel gehad. Die verhaal wat hy vertel het. En een dag toe kom Jesus aan en Jesus vraag vir hom of Jesus die hakken kon bly nie in sy huis nou. En hy kyk so, hy sê, oké, hy sê, een kamertjie vir jou aboe. En Jesus is nou toegesluit in die kamertjie. En toe wat gebeur toe? Hier kom hy voor jou die volgende dag. Gekwara uit die deur. Hier kom ek die man die deur toe. En hy lang in die duivel en hy in die duivel en hy. Volgende dag weer. Toe raak die man nog moeilijker. Toe sê hy, nee man. Hy gaat nog over Jesus en hy sê, Jesus, wat sê nie, hoe gaat die man aan nie met my nie? Jesus sê, maar jy het net vir my een kamer gegee. Jy het net een kamer gegee. Maar hy gegee nog een kamer. Hé maar, kom die duivel weer op klop. En dan is het moeilijk jou, want hy die duivel en hy die duivel. Toe sê, gaan hy weet, hy sê, nee man, jy sê nie, jy gaan my ons help man. Hy sê, maar jy het my net 2 kamers gegee. Toe hy weer kom, toe sê hy, Here, vat die hele huis man. Vat die hele huis vir u. Toe wil hy die hele huis vat. Toe kom hy man alweer. En as hy gekom het, dan kom hy gevaarlik. Pa, die deur. En hy leer, en hy wil nog opstaan, en sê, oei, as ons nie in my huis sien. Hey! Die, as ons nie in my huis sien. Halleluja. Die, as nie in my huis sien. Want hoe sê die Bijbel? As jou lichaam nie die tempel van die Heilige Gees sien. En hy sê, o ja, as ons nie in my huis sien. En hy hoor voetstappen af en gaan na die deur toe. Luister, as hy altijd na die deur toe gegaan het, dan moet hy goed maak en pastor af, want die man wil in. Dis nou gestaan. As hy die deur opgemaak het, dan moet hy sommer so trap in die voeten, want hy moet hy sommer skreeuw en loer, want die man wil in. Nou moet hy gesikkel om die man uit, maar hier kom Jesus. Hy sê, hy wil nog opstaan, toe hoor hy, hier gaan voetstappen na die deur toe. Toe lee hy al nou in sy stukkie. Hy sê, dankie toch, toe hoor hy, gaan hy voetstappen na die deur toe. Luister, toe Jesus aan die deur kom, toe maak hy deur vaarweg op. Halleluja. Hy maak die deur vaarweg op. Toe hy duivel soek het, toe sê hy, sorry, ek is by verkeerde deur. Sorry, ek is by verkeerde deur. En die man het van hy dag af een rustige lewe gehad. Jy kan alleen een rustige lewe hê, wanneer Christus in jou lichaam, in jou gees is. Is dit so?
Is dit so? Amen. Sy kan alleen 'n rustige lewe hê. Luister, die mooiste van alles van die verhaal is wat Rutine vir ons gebring het, is hy het die deur waarheid opgemaak, so te sê, wat is jou storie? Kan ons vir ons stryd en ons probleme vra, wat is jou storie? Die geveg is nie meer myne nie, maar die geveg is die een binne my. En iemand kyk dit mooi, en iemand kyk vir jou, en hy sê, broer my, daar is iets omtrent jou. Jou oor is so anderste. Wat is het? Reinhard sê hierdie mooi ding, hy sê, hierdie mooi ding, en hy gaan afsluit daarmee. Hy sê, omdat Christus binne my en is, wil jy ook altijd kyk hier, wat gaan die binnenkant aan doen. En nou hy het het sê vir hom, kyk, dan kyk hy vir jou wat binnenkant af. Hy sê, Christ in me. Dis geen wonder, ons het een vonkel in ons oor nie. Ons oor was ons altijd so dop soos Lease, ne? Ons was asfaal gewees, maar hy glans, kom na vore. Christ in me is the hope of all glory. God bless you.